skriflesing vanoggend is Romeine 11 vanaf vers 1 tot 10. Ons gaan aan met die Romeine reeks. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil in hierdie oggend net voor U kom stil word en vir U kom loof en prys saam met die ganse skepping. Ja Here, die heelal daar buite, die sterre, die uitspansel, alles wat U gemaak het om U self te verheerlik. Dankie dat U ons in die besonder genadig was en dat ons nie net U stem kon hoor in die natuur en in die skepping nie, maar ook deur die woord. En dat ons deur die bloed van Jesus Christus die voorreg het om na U te kom. En daarom wil ons in hierdie oggend as gemeente, as hulle wat U aanroep, deur die bloed en op grond van die bloed van Jesus Christus, kom ons na U toe. En ons wil U aanbid, Here, vir U grootheid, vir U almag, vir U heerlikheid. En ons dankie vir oggend bo alles vir U woord. En ons wil pleit by U dat U deur die Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak vir U woord, lewend sal maak vir U woord. Dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, Here. Praat U in hierdie oggend met ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees saam Romeine 11 vanaf vers 1, die 2020 vertaling. My vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot wat hy reeds tevore gekies het nie. Of weet julle nie wat die skrif oor Elia sê nie, hoe hy hom op God beroep het teen Israel? Die Here, U profete het hulle doodgemaak. U altare het hulle afgebreek. Ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat is God se antwoord aan hom? Ek het vir my 7000 mans laat oorbly wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie. Net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie. Want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit dan neer? Dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Die res is egter verhard. Soos daar geskryf staan, God het aan hulle 'n traag gees gegee, oë wat nie sien nie, en ore wat nie hoor nie, tot op die dag van vandag. En Dawid sê, laat hulle etenstafel 'n valstrik en 'n vangnet word, 'n struikelblok en 'n vergelding vir hulle. Laat hulle oë verblind word, sodat hulle nie kan sien nie, laat hulle rug vir altyd krombuig. Ons lees dit so ver. Mag die Here ook seën die verkondiging van sy woord. Ons tema vir oggend is 'n moeilike tema. Die Here verhard Jood en heiden wat sy woord verwerp, maar red verharde sondaars uit genade alleen. Die vraag waarmee ek vanoggend wil begin is, wat maak jy met die woord van God? Hoe dink jy daaroor? Hoe reageer jy daarop? Koop jy jou tyd uit met God se woord? Kan jy nie wag om die verkondiging van God se woord te hoor nie, of is dit eintlik maar iets wat jou verveel? Dink jy nie, wat dis nie nodig nie. Jy wens dit verby. Is daar 'n honger in jou hart na God se woord? Is die woord van God, die verkondiging daarvan vir jou kosbaar? Ag, of is dit maar net nog iets? Hoor hoe bid die psalmdigter. Maak oop my oë sodat ek die wonders uit U wet kan raak sien. Psalm 119 vers 18. In my hart koester ek U woord sodat ek nie teen U sondig nie. Is Jesus se woorde in Matteus 4 vers 4 waar van jou lewe? 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, dit is ontsaglik belangrik. Want ek en jy, die kerk, die gemeente en selfs die samelewing met God se woord maak. Want dit kan geweldige positiewe of negatiewe gevolge vir ons inhou.
In die fotum het ek gelees uit Jesaja uit, sê die Here, ek slaan ag op die mens wat ontzag het vir my woord. In ons teks wat ek gelees het, is daar 'n implisiete waarskuwing dat ons moet ag slaan op God se woord en nie God se woord minag of afbreek, verag, verwerp en in die proses vir God self verag en verwerp. In ons boodskap vandag gaan ons ook kyk na die noodlottige konsekwensies van wat gebeur wanneer God se volk of die kerk God se woord minag, verag of verwerp. En dis wat Israel die volk gedoen het. Ons kom nou deur vanaf Romeine 9 aan. Romeine 2 getuig Paulus oor die volk Israel. In my hart ervaar ek 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn. Hoekom? Die oorgrote meerderheid van die Jode, God se volk, het die Here Jesus as Messias verwerp, sodat die woord van God verwerp en hulle is verlore. In Romeine 10 bid Paulus vir hulle, hy sê, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Dit wil sê, die wat vir Jesus verwerp het, is verlore. En dan in Romeine 9 tot 11, as 'n mens dit wil saamvat, worstel Paulus met die vraag, hoekom die meerderheid van die Joodse leiers en die grootste gedeelte van die volk die evangelie van die Here Jesus, wat deur die apostels duidelik verstaanbaar aan hulle verkondig is, verwerp het. Dis die groot worsteling in Romeine 9 tot 11. En eintlik is dit absoluut skrikwekkend. Die volk Israel wat deur God uitgekies is as sy eiendomsvolk, het Jesus die seun van God, die Messias wat deur die wet, die profete en die psalms voorspel is, verwerp deurdat hulle God se evangeliewoord verwerp het. En in die proses het hulle vir God verwerp. Normale logika sou nou vra, is God nie nou finaal klaar met die fisiese nageslag van Abraham, die volk Israel nie? Dis nog voor 70 na Christus, 70 na Christus is die tempel vernietig. Dan sou die vraag nog indringender gevra word. Daarom vra Paulus die vraag. My vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Paulus antwoord dan in die sterkste ontkenning moontlik in Grieks, hoegenaamd nie. Ten spyte daarvan dat die oorgrote meerderheid van die Joodse volk verlore is, toon Paulus aan dat God nog nie die fisiese volk Israel afgeskryf het nie, maar dat hy in 'n sekere sin steeds getrou is aan die beloftes in die Ou Testament wat hy aan die fisiese volk Israel gemaak het. Paulus toon aan dat daar steeds 'n oorblyfsel van God se volk Israel is wat in die Here Jesus glo. Daar's steeds 'n deel van die Joodse volk wat in Jesus glo, al is hulle klein. En op daardie manier kom God wel sy belofte na. Paulus staaf dit met 3 bewyse. Sy eerste bewys is, hy self is 'n volbloed Jood. Al het hy as fariseer vroeër die kerk van die Here Jesus vervolg, glo hy nou in Christus en hy's 'n apostel van Christus. Hy sê daar, ek is tog ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin, ek is 'n Jood, ek glo, so net op grond van dit het God nie sy totale volk verwerp nie. Paulus se tweede bewys is 'n aanhaling uit Psalm 94 vers 14. In Psalm 94 vers 14, wat hy dan in Romeine 11:2 aanhaal, die Here sal sy volk nie in die steek laat nie, die 83 vertaling verstoot nie, sy erfdeel sal hy nie laat vaar nie, dit staan in Psalm 94, en dan haal hy dit aan, God het nie sy volk verstoot, wat hy reeds tevore gekies het nie. Daai belofte, sê Paulus, is onherroepelik, op 'n manier gaan God dit nakom. Paulus motiveer dat God nie sy volk verstoot het nie, deur te verwys na Elia se stryd, die profeet Elia se stryd teen Agab en sy vrou Isebel, wat God se profete doodgemaak het, Israel verlei het tot 'n Baal-aanbidding, en nadat Elia baie dramaties die Baal-profete by Karmel verslaan het, vuur uit die hemel, wat 'n offer verteer het, sy kragtige gebed verreën, vlug hy vir sy lewe, en jy ken die verhaal, en by Horeb praat hy met God. En nou haal Paulus aan uit 1 Konings 19, want hy gebruik dit as 'n argument om te sê, God is nie klaar met sy volk nie. Here, u profete het hulle doodgemaak, u altare het hulle afgebreek, ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe.
Nou God se antwoord aan Elia is Paulus se bewys dat God nie die volk Israel verstoot het nie, ook nie in Elia se tyd nie. Dan sê Paulus, maar wat is God se antwoord aan hom? Ek het vir my 7000 mans laat oorbly wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie. Nou Elia het gedink, alles is verby. Alles is verby. Die volk het afvallig geraak, God het sy volk verstoot, net hy alleen het oorgebly, net hy dien die Here. Daar was egter 7000 wat nie die knie gebuig het voor Baal nie. Hulle het getrou gebly. En baie belangrik, wat Paulus baie duidelik maak, is dat dit God self is wat hulle laat behoue bly. Hy sê vir Elia, ek het 7000 behoue laat bly. God hou self sy koninkryk in stand. As dit van die Israeliete afgehang het, sou hulle almal afvallig geraak het. God het hulle bewaar. En die profeet Jesaja bevestig die waarheid, dat die oorblyfsel alleen van God se bewarende krag afhang. In Jesaja 1 vers 9, nou dit is 'n prentjie van 'n oorblyfsel. As jy 'n boom afkap en dan bly net so 'n stukkie stomp oor en dan begin daar weer lewe uitkom. Dis wat God met Israel herhaalde kere gedoen het. Hy kap die boom af, maar daar bly 'n oorblyfsel oor. In Jesaja 1 dan sê die profeet, as die Here, heerser oor alle magte, nie vir ons 'n klein oorblyfsel agtergelaat het nie, so Sodom sou ons geword het, aan Gomorra sou ons gelyk gewees het. Die Here sou ons weggevee het, as hy nie 'n oorblyfsel laat behoue bly nie. So in die lig van die oorblyfsel van 7000 wat nie Baal aanbid het nie, wys Paulus in vers 5 dat God ook in sy tyd, in Paulus se tyd, 'n oorblyfsel van die volk Israel gered en bewaar het, waarvan hy deel is. En daarom sê hy, net so is daar ook in die huidige tyd, in sy tyd, 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Dit wil sê, God is nie klaar met die volk Israel nie, want daar's fisiese Jode wat in Jesus glo en hulle is deel van daardie oorblyfsel. Paulus grond sy argument dat God nie die volk Israel verwerp het nie, omdat nie alle Jode Jesus verwerp het nie. Die Jode wat tot geloof in Christus gekom het, is vir Paulus 'n bewys dat God sy beloftes aan Israel hou, in die oorblyfsel wat hy uit genade uitgekies het. Nou, as jy vinnig in die Nuwe Testament kyk, die 12 disippels, later die apostels, was Jode. Die eerste kerk in Jerusalem het bestaan uit Joodse gelowiges, op 'n stadium gegroei tot 7000, maar toe die kerk nie daar verder gegroei nie, het gegroei onder die heidene. En vir Paulus is dit die bewys van die oorblyfsel uit die volk Israel wat God uit genade uitgekies het. In Romeine 11 vers 6 bevestig Paulus dat ook vir die Joodse Christene, en dis baie belangrik, want die Jode het onder mekaar, Joodse Christene het verskil, is God se uitverkiesende genade die diepste grond van hulle redding, nie die besnydenis of hulle onderhouding van die wet nie. God se genade. Niks in hulle self of omdat hulle dade of wetsonderhouding so voortreffelik was, het God beweeg om hulle te kies, hierdie oorblyfsel en hulle te red nie. Daarom sê Paulus in vers 6, maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Ook die oorblyfsel uit die Jode word soos die heidene net uit genade gered. Die logiese vraag is nou, wat nou van die res van die Joodse volk wat nie glo nie? Hoe moet ons hulle ongeloof verstaan? Dan sê Paulus, waarop kom dit dan neer? In vers 7. In Paulus se verduideliking oor hoe ons die Jode se ongeloof moet verstaan, bekyk Paulus die Jode se ongeloof vanaf twee kante. Hy kyk na die Jode se ongeloof vanaf twee kante. Hy kyk eers na die Jode se aandeel in hulle ongeloof en dan kyk hy na God se aandeel in die Jode se ongeloof. En dis baie belangrik dat ons dit so reg verstaan. Ons gaan eers kyk na die Jode se aandeel. Waarop kom dit dan neer? En dan sê Paulus, dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie. Wat het Israel gesoek? Wat het hulle gesoek? In Jesus en Paulus se tyd, in Romeine 9 tot 10 toon Paulus aan dat Israel gesoek het, en dit moet ons mooi verstaan, om 'n eie geregtigheid op grond van wetsonderhouding by God te verdien. Hulle wou 'n eie geregtigheid op grond van hulle wetsonderhouding by God verdien. Israel het gesoek
dat God hulle regverdig sal verklaar op grond van hulle wetsonderhouding. Israel het nie geregtigheid by God gekry nie. Hoekom nie? Is eintlik baie eenvoudig. Want alleen Jesus as 'n mens was volmaak regverdig en het God volmaak lief gehad en die wet volmaak onderhou. So daardie pad om deur wetsonderhouding of deur gehoorsaamheid geregtigheid by God te verdien is gedoem tot mislukking, want net Jesus kon dit doen. Verder, die tweede punt, het Israel God se volmaakte geregtigheid in Christus, wat hy vir hulle gegee het, wat Jesus deur sy sondelose lewe en kruisdood verdien het, en wat net deur geloof in Jesus verkry kan word, het hulle verwerp. Hulle het gesê, ons stap die pad van ons eie geregtigheid. Ons stel nie belang in God se geregtigheid in Christus nie. So dis wat hulle gedoen het. Paulus beskryf dit in Romeine 10:3. Hy sê die Jode het probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring en hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Hulle probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring deur hulle wetsgehoorsaamheid en hulle nie onderwerp aan die geregtigheid in Christus Jesus wat van God afkom nie. Maar dan voeg Paulus in vers 7 by, hy sê, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Wat het hulle gekry? Die geregtigheid. Menende dat die Jode sowel as die heidene wat in Jesus glo, die klein groepie Jode en die heidene wat in Jesus glo, God se geregtigheid deur die geloof verkry het. En hulle het dit alleenlik ontvang omdat God hulle in genade uit verkies het. So die Jode, die oorgrote meerderheid, het hulle eie geregtigheid nagejaag en hulle was blind. En die uitverkorenes het dit gekry deur geloof. Om saam te vat, so wat is die Jode se aandeel in hulle ongeloof? Die Jode het deur te soek na eie geregtigheid deur wetsgehoorsaamheid in ongeloof gestruikel. Jy sal onthou die struikelblok oor God se geregtigheid in Christus wat net deur geloof ontvang kan word. Dis die Jode se aandeel in hulle ongeloof. Hulle het hulle eie geregtigheid nagejaag en gestruikel oor God se geregtigheid in Jesus Christus. Nou gaan ons kyk na God se aandeel in die Jode se ongeloof. Wat is God se aandeel? In 5 kort woordjies beskryf Paulus God se aandeel in die Jode se ongeloof. Die res is egter verhard. Die res is egter verhard. Dis die Jode wat nie geglo het nie. Paulus sê, hulle is verhard. Wat nie in Jesus glo nie is verhard. Nou hard hier beteken dat hulle nie meer in staat is om God se stem in die woord van God te hoor nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle het ongevoelig geraak vir God se roepstem van liefde deur die verkondiging van die evangelie. Dis wat hard beteken. Paul Willie Jonker het vir my klas gegee het, sy definisie stel dit soos volg. Hy sê verharding beteken dat die mens ongevoelig word vir indrukke van buite. Maak nie meer die effek op jou nie. Met name vir die roepstem van God se liefde. Jy hoor dit nie meer nie. Het kan maar hard en duidelik gesê word, jy hoor dit nie meer nie. Onmiddellik is die volgende vraag, nou wie het die Jode se harte verhard? Eintlik was dit implisiet reeds in die vraag ingesluit. Paulus gee die antwoord in vers 8, soos daar geskrywe staan, God het aan hulle 'n trae gees gegee. Die soewereine, almagtige God is die een wat sy volk, die Jode se harte verhard het. Hy het aan hulle 'n trae gees gegee. Onmiddellik sal u wil vra, nou kan 'n God van liefde sy eie volk, die Jode se harte verhard? Dat hulle ongevoelig raak vir sy liefde, ongevoelig raak vir die verlossing deur sy seun, ongevoelig raak vir die kosbare evangelie, wil God dan nie hê dat hulle sagte harte moet hê wat hoor sodat hulle gered kan word nie? Dis die vraag wat Paulus waarskynlik moes antwoord. Om dit te verstaan moet ons die volgende vraag wat opkom beantwoord. Hoekom het God sy volk, die Jode, se harte verhard? Nou Paulus beantwoord die vraag deur 2 teksgedeeltes uit die Ou Testament aan te haal. Paulus gee nie net die antwoord oor hoekom God die Jode se harte verhard het nie, maar hy toon ook aan deur 'n aanhaling van Jesaja 29 vers 10 en Deuteronomium 29 vers 4. Hy gebruik hierdie 2 tekste dat die verharding van die Jode alreeds in die Ou Testament voorgekom het.
So dis as te ware reeds voorspel. Nou kom ons lees weer vers 8, waar Paulus hierdie twee teksgedeeltes as te ware aanhaal en kombineer. Hy gebruik hulle. Soos daar geskryf staan, God het aan hulle 'n traaggees gegee, oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie, tot op die dag van vandag. Nou is 'n verskriklike prentjie daai, maar dit is net 'n prentjie wat wil uitbeeld die geestelike doodsheid. Vers 8, soos ek gesê het, is 'n aanhaling uit Jesaja 29 vers 10 gekombineer met woorde uit Deuteronomium 29 vers 4. Deuteronomium, Moses boek se woorde voordat hulle die beloofde land ingegaan het. Uit die konteks van hierdie twee Ou Testament aanhalings word die rede vir die Jode se verharding in God deur God sedert Moses se tyd en deurlopend deur die geskiedenis baie duidelik uitgespel. En die laaste frase van vers 8 tot op die dag van vandag bevestig dat dit waar is tot by Jesus en Paulus se tyd. Nou kom ons lees Deuteronomium 29 vers 4 en ook Jesaja om Paulus se aanhaling beter te verstaan. Ons kyk eers na Deuteronomium 29 vers 4. En tog het die Here tot nou toe, nou moet jy weet, dis na 40 jaar in die woestyn, as ek myself kan onderbreek, na 40 jaar in die woestyn, hulle staan op die punt om die beloofde land in te gaan, en dan sê Moses vir die volk, en tog het die Here tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oë om te sien en ore om te luister nie. Vreemde woord. In die Deuteronomium teks praat Moses met die Israeliete van sy dag, voordat hulle die beloofde land ingaan. En Moses noem 3 dinge wat die Here nie vir die volk Israel gegee het nie. Dit wil sê wat die Here van die volk Israel teruggehou het. Wat aan hulle harde harte gegee het. Wat is dit? Die eerste is, die Here het nie vir hulle verstand gegee om te verstaan. Nie verstand. 'n gebrek aan insig om God te ken en lief te hê. Die tweede is, die Here het nie vir hulle oë gegee om te sien nie. 'n blindheid om die Here se almag en sy wonderdade raak te sien en om te vertrou. Die Here het nie vir hulle ore gegee om te luister nie. 'n doofheid om die Here se wet te hoor wat hulle hoor en te gehoorsaam. Nou hoekom sou God dit doen? Ons lees dit al voor hulle die beloofde land in is. Die Here wou tog hê dat die volk insig het. Gaan lees dit in Deuteronomium 6. Dis wat die Here van jou vra, dat jy hom moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis wat God wil hê. Dat hulle so ore hê en oë het, en verstand het om hom te vertrou en te dien en lief te hê en te gehoorsaam. Die antwoord hoekom die Here die volk Israel se harte verhard het, gee Moses in Deuteronomium 29 vers 2 tot 3. As ons 'n bietjie gaan blaai daar. Ek lees dit vir u. Moses het die hele Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, en dit kom nou voor vers 4 wat ek gelees het. Julle het self ondervind wat die Here alles voor julle oë met Egipte, met die Farao en al sy amptenare en met sy hele land gedoen het. Die groot rampe wat julle self gesien het, die tekens, daardie groot wonderdade. Waarna verwys Moses? Wat sê hy eintlik? Die Here het die volk Israel deur sy almag uit Egipte verlos. U ken die verhaal. God het sy almag getoon deur 10 plaae. Die laaste een was die eerstgeborenes wat gesterf het. Die deurtog deur die Rooi See. Die wonders in die woestyn. Water uit 'n rots, manna uit die hemel. God se openbaring van 'n vuurkolom snags en 'n wolkkolom bedags. Die Israeliete het dit alles beleef. Maar ten spyte daarvan het hulle voortdurend gerebelleer en gemurmureer, en toe Moses op die berg was om die wet van God te kry, toe maak hulle 'n goue kalf. En op die grens van die beloofde land het die Israeliete vir God in ongeloof geminag en uitgetart, tot by die punt waar God gesê het, nou kan ek nie meer nie. En gesê het 40 jaar in die woestyn hierdie hele geslag gaan uitsterf. In Psalm 78 vers 40 tot 41 beskryf die voortdurende opstand, sonde en rebellie van die volk. Hoe dikwels was hulle in die woestyn opstandig teen hom. En het hulle hom daar in die barre wêreld bedroef. Oor en oor het hulle God getart en het hulle optrede die heilige van Israel gegrief, ten spyte daarvan dat God hom aan hulle geopenbaar het en sy wet vir hulle gegee het. En dan in Psalm 81 sê die Here self dat die volk se voortdurende opstand en uittarting God daartoe gebring het om hulle te verhard.
Hy het hom eers aan hulle geopenbaar en hulle het dit verwerp en toe het hy hulle verhard. Hy het hulle harte verhard en hulle as te ware oorgegee aan die eie sinnigheid en dwaasheid van hulle eie harte, sodat hulle nog verder in hulle sonde sal wegsink om beter te besef wat dit beteken om teen God in opstand te wees. Psalm 81. Maar my volk het nie na my geluister nie. Israel wou my nie gehoorsaam nie. En dan sê dieselfde Psalm sê, as hulle maar tog net aan my gehoorsaam wil wees. Ek het hulle aan die verstoktheid, baie mooi woord vir harde hart, van hulle harte oorgelaat, hulle het hulle eie raad gevolg. God maak net so, dan los hy jou. Sê jy wil mos nou aan mekaar gaan doen dit. Was dit net met die uittog en in die woestyn wat die volk Israel so teen God in opstand gekom het? Nee, die volk Israel se opstand en rebellie teen God getuig teen hulle deur die geskiedenis heen. Eeue nadat die volk Israel in die heilige land gevestig is en Salomo se tempel in Jerusalem gebou is, was dit steeds die verhaal van die Joodse volk. En daarom haal Paulus ook die profeet Jesaja aan. Nou hy het gelewe, hy het vanaf 690 voor Christus het hy geprofeteer. Lank, honderde jare na Moses geskryf het. En daarom haal Paulus ook die profeet Jesaja aan om te beskryf hoe God die volk Israel eeue later verhard het. Dan lees ons in Jesaja 29 vers 10. Ja, die Here het 'n gees van diepe slaap oor julle uitgestort. Hy het julle oë die profete gesluit, julle koppe die sieners het hy bedek. Al lees mense dink jy nou, hoekom sou God dit doen? As hy die oë van die profete toemaak, dan hulle moes die volk leiding gee, dan is hulle oë ook toe. Ook in Jesaja het die Here 'n geestelike slaap, soos 'n narkose, en 'n blindheid oor die geestelike leiers laat kom, sodat hulle nie God se woord kon verstaan nie. Al leer hulle dit uit hulle kop uit. In Jesaja 29 vers 11 beskryf Jesaja hierdie geestelike blindheid en onvermoë om die woord van God te verstaan, omdat God hulle harte verhard het. Lees ons daar in vers 11. Vir julle het die openbaring van al hierdie dinge geword soos die woorde van 'n verseelde boekrol, wat hulle gee aan iemand wat kan lees en sê, lees dit asseblief, en dan sê hy, ek kan nie, want dit is verseël. Is nie verseël nie. God het hom verhard. Sy oë is toe. Hy het nie meer oë nie, geestelike oë nie. Hy kan nie lees nie. Al lees jy dit vir hom. Dis wat Jesaja sê. Die Bybel raak 'n toeboek wanneer God jou hart verhard. Die Bybel raak 'n toeboek wanneer God jou hart verhard. En dan in vers 13 gee Jesaja die rede hoekom die Here geestelike blindheid en verharding oor die geestelike leiers van die volk laat kom het. En dan in vers 13, 2 verse later, dan sê die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê en nie soos ek wil nie. En daar maak ek hulle oë toe. Ten spyte van alles wat hulle het. Jesus haal hierdie teks aan wanneer hy die skynheiligheid van die Fariseërs aanspreek, wat al die uiterlike godsdienstige rituele en godsdienstbeoefening in die openbaar nagekom het. Maar in die geheim was hulle soos witgepluisterde grafte, vol doodsbeendere van sonde, wat hulle vertroetel het. Ons kry dit vandag ook. Dit kan met my gebeur, dit kan met u gebeur. Ek staan bekend as 'n Christen. Ek kom kerk toe. Met my mond bely ek dat ek in die Here glo, hom liefhet, maar in die geheim leef ek openlik in sonde. Met my mond bely ek God. My hart is ver van hom. Dis bitter, bitter gevaarlik. Dan eer ek God met die mond, maar my hart behoort nie aan hom nie. Geliefdes, daar is niks wat jou hart so vinnig verhard as wanneer jy 'n dubbele lewe lei. So verhard jy jou hart deur jou eie sonde. Want dit gebeur gewoonlik eerste. En daarna, dan verhard God jou. En as jy daarin volhard, sal God jou hart verder verhard met geestelike blindheid en doofheid vir die woord van God, sodat jy totaal onbewus is van die pad van vernietiging waarop jy loop en glad nie meer kan of wil hoor wat God se woord vir jou sê nie. Inteendeel, dan sal enige prediking of woorde van God jou hart net verder verhard
as God jou nie genadig is nie. In Johannes 12 lees ons hoe dat Jesaja se profesie in Jesaja 6, soortgelyk in Jesaja 29, deur die harde harte en geestelike blindheid van die Jode in Jesus se tyd tot vervulling gekom het. Jesus haal Jesaja aan en sê, dit wat in Jesaja se tyd gebeur het, is besig om nou hier te gebeur met die Jode. Die Jode, veral die skrifgeleerdes en fariseërs, se harte was so deur God verhard, dat hulle totaal geestelik blind was vir die seun van God, behalwe as God in sy genade besluit het, hy maak dit oop. Hulle was totaal geestelik blind vir Jesus, vir die seun van God. Hulle verharding het so ver gevorder, dat Jesus se wondertekens en prediking hulle harte net verder verhard het. En hoor wat lees ons in Johannes 12. Hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Hulle kon nie tot geloof kom nie. Want Jesaja het ook gesê, sien daar haal Jesus Jesaja aan om te sê, dit wat in Jesaja se tyd gebeur het, is besig om nou hier te gebeur. Want Jesaja het ook gesê, hy, dis God, het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë kon sien en met hulle harte kon verstaan en kon terugdraai en ek hulle genees nie. Hulle was reeds op so 'n pad van verharding gewees, dat hulle blind was vir Jesus en vir die woord van God. Geliefdes, hier het ons die verskriklike waarheid, dat waar God mense se harte verhard, vanweë hulle herhaalde sonde en opstand teen God, terwyl hulle van beter weet, gee God hulle oor aan hulle sondige begeertes en die hardheid van hulle harte, en in geestelike blindheid en doofheid, sodat hulle glad nie meer die woord van God wil hoor nie, en as hulle dit hoor, sal hulle openlik daarmee spot en dit verag. En jy gaan by jouself dink, dis dan so duidelik, hoekom hoor hy dit nie? God het sy oë toegemaak. Dis die skrikwekkende. Dis hoekom sonde so gevaarlik is. Moenie daarmee speel nie. In Jesaja 55 vers 11 sê die Here, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Geliefdes, dit beteken, God se woord sal of die sondaar oorbring uit die lewe na die dood en gelowiges opbou en versterk, of dit sal 'n persoon net verder verhard in sy opstand en geestelike blindheid teenoor God. Een van twee. God se woord gaan jou of lewend maak en opbou, of dit gaan jou verder verhard. Soos Alistair Beck, 'n Skotse prediker in Amerika, tereg sê, if the word of God does not soften your heart, it hardens it. The word of God, en hy is nie 'n radikale, baie reguit prediker nie. Jy kan hom maar gaan luister, baie goeie prediker. Sê, if the word of God doesn't soften your heart, it hardens it. Die woord van God sal of jou hart verander, of teen jou getuig op die oordeelsdag. Daarom moet ons nie God se woord weerstaan nie. As jy lewend is vir God se woord, moet dit nie weerstaan nie. Let op die Hebreërskrywer se ernstige oproep. Daarom, soos die Heilige Gees sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Moenie God se duidelike woord wegdruk nie. Moenie dink jy weet beter nie. Vers 12 en 13, spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word. Deur sonde verhard ek my eie hart, en dan, boop dit, kan God my verhard. In 2 Tessalonisense 2 waarsku Paulus gelowiges oor die Satan se misleiding kort voor die Here Jesus se wederkoms. Hy sê, wanneer die Satan met hierdie misleiding kom, lees ons met gruwelike misleiding van die wat, daar gaan gruwelike misleiding wees van die wat verlore gaan. Hoekom? Omdat hulle nie die waarheid lief gehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. Verskriklik wat hier staan. Waarvan praat Paulus hier? Mense wat in die kerk gesit het, en die waarheid van God se woord gehoor het, en geken het, maar dit nie lief gehad het, en dit nie gekoester het nie. Hulle het nie die geloofswaarhede van God se woord gekoester, bewaar en beskerm nie, en die uiteinde was, dat God hulle aan die mag van die dwaling oorgee. Hier is die waarheid. Ek koester dit nie. Ag,
dis niks vir my. God gee hulle oor aan die mag van die dwaling, sodat hulle die leuen sal glo as die waarheid. Soos jy met hom praat, dan sal hy vir jou sê, die leuen is die waarheid, en hy glo dit. Hoekom? Omdat God hom oorgegee het aan die mag van die dwaling, sodat hy die leuen sal glo as die waarheid. Dit is die ergste, gevaarlikste verharding wat jy kan kry, en dis God wat dit doen. Wanneer jy die leuen glo as die waarheid. Die waarheid van God se woord self sal teen jou getuig op die oordeelsdag. My laaste punt. Ek sluit af met hoop. God, wat het ons gehoor? God verhard sondaars en ook mense wat in die kerk sit vanweë hulle sonde en voortdurende opstand teen God. Ons lees in die Bybel, God is geduldig, hy's barmhartig, hy's genadig, hy's geduldig. Maar daar kom 'n punt waar God mense oorgee aan die hardheid en sondige begeertes van hulle harte. En hoe meer hulle die woord van God weerstaan, hoe meer gee God hulle oor aan hulle geestelike blindheid en doofheid, onbewus dat hulle afstuur op die oordeel van God. Maar anders, dis die woord van hoop, anders as redding uit genade alleen. Redding uit genade alleen is, as God jou gered het, het hy jou gered. Is die verharding van sondaars nie onherroepelik nie. Dit beteken, wanneer God sondaars verhard het, kan hy hulle weer lewend maak. Hy het dit nie onherroepelik gedoen nie. Dit staan nie ewig vas nie. Die Bybel verkondig dit nie. Nooit is enige sondaar met 'n harde hart en deur God oorgegee aan geestelike blindheid ooit by die punt waar God nie kan ingryp nie. Dit is belangrik dat ons sal besef, dis God wat dit doen. En dis hy wat jou daar kan uithaal. God kan enige geestelike lijk lewend maak. Al het ons die persoon lankal afgeskryf, of al dink ons God het hom afgeskryf. En daarom God se beloftes. Dis die evangelie. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarom die belofte in Jesegiel 36, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, ek sal die hart van klip. Hoe kom hy daar? Jy is verhard. Uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Dis wat God kan doen. God alleen deur sy woord en die krag van sy gees kan 'n verlei van doodsbeendere lewend maak. Net God kan dit doen. Die doodsbeendere kan nie van self opstaan nie. Daarom dat Jesus in Johannes 6 vers 63 sê, dis die gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Dis 'n prentjie van Lazarus, opstaan uit die dood. Kon Lazarus van self opstaan? Op daai enige manier? Nee. Geestelik is dit dieselfde. Iemand met 'n verharde hart kan nie self reageer nie. God moet hom lewend maak. Dis die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Geliefdes, God kan enige hart van klip uithaal en lewe gee waar geestelike doodsheid heers. En doen dit deur die krag van die evangelie en die soewereine werking van sy gees. En daarom het niemand so ver teruggeval dat ons nie kan bid dat God daardie persoon uit die put van die dood uithaal nie. Daar is geen verlore seun in 'n varkhok wat God se genade nie kan omkeer nie. Die uitnodiging bly staan. Geliefdes, God wag nie vir geestelike dooie sondaars met verharde harte om van self lewend te word nie. Hulle kan nie. Hulle kan nie. Hulle is dood en geestelik blind. Maar God in sy soewereine genade kan ingryp en hulle lewend maak. En daarom bid ons. Daarom bid sy kinders. En roep ons tot God, wat dooies lewend maak op grond van die gebede van sy kinders. En dis 'n geheimenis, ons verstaan dit nie, maar God werk so en hy doen dit. En wat bekering skenk aan die gehardste sondaars. En daarom moet ons bid en bid en bid vir diegene met verharde harte wat doof is vir God se woord. Want God kan hulle lewend maak. Die beste voorbeeld in die Bybel van een van die gehardste sondaars wat in sy verharding en geestelike blindheid deur die misleiding van die duiwel geglo het, hy dien God terwyl hy God met sy hele wese teengestaan het, was Paulus, wat hierdie brief skryf. As fariseer het Paulus die gelowiges vervolg. Hy was verantwoordelik vir die eerste Christen martelaar se dood, Stefanus. En in sy soewereine genade het God ingegryp en Paulus lewend gemaak en hom tot geloof gebring. En Paulus het nooit vergeet wie hy was
en hoe onbeskryflik God se genade in sy lewe was nie. Altyd het Paulus na homself verwys as wie? As die grootste van alle sondaars. Want as God hom nie lewend gemaak het nie, sou hy nooit kon kies vir Jesus nie. Ek wil afsluit. Wat doen ek as kind van God wanneer my hart begin koud raak? Wanneer ek 'n koudheid of leegheid of louheid of geestelike leegheid in my hart beleef, soos dat winterkoue jou bekruip en jy voel die hitte stadig uit jou uitvloei. Gaan op jou knieë en roep tot God. As jy dit agterkom, moet jy begin bewe en op jou knieë gaan en bid. Gaan op jou knieë en roep tot God. Gryp God se genade troon vas. Bid soos die digter van Psalm 85. Aangrypend. Here, wil U ons nie maar weer lewend maak, sodat U volk hulle in U kan verheug nie. Wil U nie ons lewend maak nie? As U ons lewend maak, dan kan ons vreugde in U vind. Of soos die digter van Psalm 119 in vers 25, Here, maak my weer lewend volgens U woord. Geliefdes, koop jou tyd met God uit. Soek sy aangesig. Dis wat jy kan doen. Die meeste van die lewend maak kan jy nie doen nie, maar dis wat jy kan doen. Jy kan God soek totdat hy jou hart aanraak. Totdat hy homself aan jou openbaar in die bladsye van sy woord. En as God vandag met jou praat deur sy woord, moet dit nie gering ag nie. Deur die prediking of deur waar jy Bybel lees of wat ook al. As God deur sy woord sy vinger op sonde in jou lewe sit, vandag is sonde nie meer sonde nie, en dis wat mense verhard. Kap dit af, pluk dit uit, breek daarmee. Moenie dink, ag, ek sal dit later regstel, of ag, ek gaan maar so aan nie. Voor jy kom kry het God jou hart verhard. As jy doof, dan kan jy niks meer hoor nie. En blind, jy kan niks meer sien nie. Moenie die werking van die God se Gees deur sy woord weerstaan nie. As jy vanoggend hier sit en die Here praat met jou deur sy woord, luister. Luister. Dis nie mense wat praat nie, dis God wat praat. En hy's nie jou speelmaatjie nie, dis God. As God homself sou terugtrek van ons en ophou praat, is dit klaar met ons. Dis klaar met ons. En daarom as hy praat, moet ons luister. Koop jou tyd uit met God en sy woord en gehoorsaam onmiddellik wanneer God deur sy Gees met jou praat. Want God alleen kan jou lewend maak en hy alleen kan jou lewend hou. Mag die Here ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan stil raak met die besef en die wete van U almag. Dat U die lewende God is. Ja Here, die waarheid van die woord is vir ons soms heeltemal onbegryplik. Dis ver bo kan ons verstand, die geheimenisse daarvan. Wat beteken nie omdat ek dit nie alles kan verstaan, dat dit nie waar is nie. Dankie vir die waarheid van die woord. Ja Here, ek bid dat U deur die Heilige Gees ons harte sensitief sal maak vir die woord. En as U met ons praat in hierdie dag, gee vir ons harte om te hoor, om gehoor te gee, om te luister, en nie om U te weerstaan nie. Ons bid vir mense wat ons weet, wie se harte verhard is. Ons bid vir mense wat ons weet wat geestelik blind geraak het, wat openlik met U spot, wat openlik hulle rug op U draai. Ons bid dat U kragtig sal werk deur die Gees en hulle lewens sal maak. En ons weet U doen dit deur die krag van die evangelie en op grond van die beloftes van die woord. Hou vir ons naby aan U, dat ons voor U aangesig sal lewe en dat ons U vrede en vreugde elke oomblik sal ervaar. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Ons gee geleentheid vir die opneem van die dankoffers.